Nou, die resep vandag is perfek vir 'n vinnige weeksaandete, 'n gesellige kuier saam met vriende of selfs as deel van 'n wynproe. Nou, die kombinasie van vars basiliekruidpesto, sappige rotisserie hoender, 2 soorte kaas en soet kersie tomaties is eenvoudig onweerstaanbaar. Nou, die beste deel van hierdie resep is al die voorbereiding is vinnig en eenvoudig. Nou, jy begin deur die naan of die platbrode op 'n bakplaat uit te pak wat met bakpapier uitgevoer is. Ek het wel hierso die een gebruik wat die knoffel en petersilie in het. Jy kan ook die gewone een gebruik. Daarna verf ek elke brood liggies met olyfolie of gesmelte botter. Die olyfolie help dat die brood lekker brosbak en gee sommer daai ekstra geur. Nou, jy kan ook by jou supermark 'n pakkie brooddeeg koop en dit net uitrol tot natuurlik jou voorkeur van grootte. Nou, dan smeer jy die basiliekruidpesto egalig oor elke brood. Maak seker jy smeer dit tot aan die kante sodat elke happie vol geur is wat jy byt. Nou, ek gebruik vandag 'n klaargemaakte pesto, maar as jy tyd het, kan jy natuurlik jou eie maak met vars basiliekruid, dennepitte, parmesan, knoffel, olyfolie en 'n bietjie suurlemoensap. Nou, volgende, 'n gaar rotisserie hoender. Dit is een van my gunsteling kombuiskortpaaie om te gebruik. Nou, ek ontbeen die hoender en skeer dit sommer net met my hande in happiegrootte stukke. Omdat die hoender reeds gaar is, hoef ons net alles lekker warm en goudbruin dan in die oond te bak. Nou, jy versprei daai hoender eweredig oor die pesto platbrode en jy sny genoeg sodat elke sny dan nou net genoeg vulsel het. Nou, kom ek sit gou hierdie laaste, wys ek vir jou watse stappe het ek reeds hier gedoen. So ons het klaar die botter gesmeer. Nou vat ek van hierdie basilipesto en ek smeer dit net soos ek gesê het tot aan die kante en dan vat jy van hierdie hoender en jy gooi dit net genoeg van dit bo op die brood. Nou, as jy nie 'n rotisserie hoender gebruik nie, is hierdie resep ook ideaal vir daai oorskiet hoender van die vorige aand om te gebruik wat in jou yskas is, selfs geroosterde hoender of gebraaide hoenderborsies wat jy dan nou van nuut af maak, werk uitstekend. Nou, as ek terug is, bou ons hierdie geure verder. Nou, ek is besig om nog 'n paar geure op die platbrood te pak. Volgende is dit die mozzarella. Dit gee daar 'n heerlike, sagte, rekbare kaaslaag waarvoor almal altyd lief is. Daarna strooi ek 'n bietjie ekstra kaas oor wat 'n mengsel is van cheddar en Emmental. Die cheddar gee 'n voller geur terwyl die Emmentaler daardie sagte neutagtige smaak byvoeg. Volgende voeg ek gehalveerde kersie tomaties by. Hulle word heerlik soet wanneer hulle bak en bring varsheid na die gereg. Laastens dun skywe rooi eie bo-oor. Nou, die eie word sag in die oond en gee net die regte balans tussen soet en sout. Dan is al wat nog nodig is om dit te geur met sout en vars gemaalde swartpeper. Nou, omdat die pesto en die kaas reeds sout bevat, hoef jy nie te veel ekstra sout te gebruik nie. Nou, kom ek doen gou daai laaste paar stappe. So net so rofweg sit ons van die kaas oor. So, handjievol van hierdie. Nie te veel nie, ons wil nog steeds sê. Die hoender moet, ek gaan dalk bietjie kroek en so ekstra paar hoenderstukkies net so bo op sit, net dat ons kan sien wat onder al hierdie kaas wegkruip. En dan laaste ons rooi eie bo-op. Daar sy. En so bietjie swart peper. Nou plaas jy hierdie platbrode in die oond teen 200 grade en ongeveer 10 tot 12 minute. Nou, die Lost Boy rosé pas ongelooflik mooi by die gereg. Die wyn het vars bessie en vrugtegeure met 'n lekker vars suurigheid wat die romerige kaas en die kruiegeure van die pesto perfek gaan balanseer. Dis nie 'n swaar wyn nie en daarom oorheers dit dan natuurlik ook nie die kos nie.
Nou, die resep is ook baie veelsidig. Jy kan maklik iets soos sampioene, spinasie, geroosterde sitrussie, olywe of selfs feta kaas byvoeg om dit jou eie te maak. Nou, die platbrode is nou perfek gebak. Kyk net hoe mooi hierdie kaas gesmeld en hoe goudbruin is die rande van die plat naanbrood. Nou rond ek dit af met vars basiliekruidblare, 'n bietjie ekstra pesto. Dit gee net daai nie net kleur nie, maar dit bring ook daardie vars basiliekruidgeur weer terug op die brood. Nou as jy van 'n bietjie ekstra hitte hou, kan jy iets soos 'n rooi pepervlokkie net bietjie oorstrooi en vir iets besonders hou ek daarvan om 'n bietjie balsamiese reduksie of glaze bo-oor te drup. Die soet-suur smaak werk ongelooflik lekker saam met die pesto en die tomaties. En dan laastens sit ek elkeen se porsie op 'n mooi houtbord en sny dit in stukke met 'n mes, 'n pizzawiel of my wenk is natuurlik 'n kombuissker. Dit werk die beste. Dit maak perfek om net makliker om dit dan nou te eet. Nou die heerlike maaltyd of voorgereg happies, die resep verseker ideaal vir besige gesinne of wanneer jy onverwags gaste kry. Nou kom ek sit gou hierdie op dat ek net vir julle daai laaste stappe wys. Hierso is nog bietjie van die pesto en ek drup dit sommer met die kwassie net so oor. Bietjie daai pepervlokkie en dan 'n paar vars basiliekruidblare en hierso is die reduksie waarvan ek gepraat het. En nou hoef ek dit net te sny. Probeer gerus hierdie hoenderpesto ek het plat brood die heeltyd. Die naweek, dis eenvoudig, vinnig en propvol geur. Presies die tipe resep wat mense oor en oor gaan maak. My volledige resep is op ons ontbytsake webtuis beskikbaar. Ek sien jou volgende week weer. Geniet die kook, geniet die kuier en laat jou kos altyd mense om die tafel bymekaar bring.